Hallo daar graad 7's en welkom by hierdie epiese oorsig. Ek is so opgewonde om vandag saam met julle die uitgestrekte sand van tyd te verken. Ons gaan sommer reguit inspring en terugreis na een van die mees fascinerende en gevaarlikste hoofstukke in ons kontinent se geskiedenis, die Trans-Sahara handel. So, kom ons begin. Net so 'n vinnige kyk na vandag se roetekaart. Ons gaan ons verkenningstog stelselmatig opdeel in 5 dele, sodat jy mooi kan bybly. Eers kyk ons na die Sahara en die rivier, dan die ongelooflike kameelkarawane, die handelsgoedere en rykdom, die verspreiding van Islam en laastens hoe ons eintlik dit alles weet, danksy historiese bronne. As jy mooi saam met my konsentreer vandag, gaan jy daai eksamen beslis uit die park slaan. Kom ons duik dadelik in die eerste een in. Reg, afdeling A, die Sahara en die Nigerrivier. Stel jouself 'n ongenaakbare, ontzagwekkende dog pragtige landskap voor. Dit is Noord-Afrika, lange voor daar nog enigsins steerpaaie, motors of vliegtuie was. Dit bring ons dadelik by vraag 1, en eerlikwaar die sleutelvraag waarop hierdie hele eenheid gebou is. Watter soort handel het eintlik oor hierdie genadeloose woestyn plaasgevind? Dis mos 'n massiewe historiese raaisel, nie waar nie? Hoe op aarde het mense dit reg gekry om oor so dodelike hindernis te reis, net om rykdom te jaag? Om regtig die skaal van daardie hindernis te verstaan, moet ons na vraag 2 kyk. Ouens, die antwoord is 9,2 miljoen vierkante kilometer. Dis amper ondenkbaar. Hierdie woestyn is so kolossaal dat dit 31% van die hele Afrika-kontinent dek. Dis letterlik 'n massiewe oseaan van sand en beslis die grootste warmwoestyn op die planeet. En soos vraag 3 vir ons uitwys, is dit nie net groot nie, dis absoluut lewensgevaarlik. Ek bedoel, die klimaat vergewe niks en niemand nie. Daar val omtrent geen reën nie. Stel jou voor, jy stap in 'n omgewing waar die hitte tussen 38 en 49 grade Celsius wissel. En dis die lugtemperatuur. Die son bak die sand tot 'n skroeiende 8 grade Celsius. As jy net daaraan vat, brand jy letterlik jou vel. Dis heeltemal gek. Maar kyk nou na hierdie briljante verskil by vraag 4. Reg in die middel van al hierdie dodelike hitte, kronkel die magtige Nigerrivier. Hierdie reuse rivier is 4000 kilometer lank en was letterlik die lewensaar wat vars water aan die mense van die groot Mali-ryk gegee het. En soos ons almal weet, waar daar water is daar lewe. So, as die woestyn dan so uiterste gevaarlik is, beantwoord vraag 5 die logiese opvolg: hoekom sou enigiemand waag om dit te deurkruis? Die antwoord lê by skaarsgoedere. Mense het daardie uiterste gevare trotseer net om handel te dryf. En deur dit te doen, het hulle 3 enorme kontinente aan mekaar geweef: Wes-Afrika, Europa en Asië. Jy kort beslis ongekende waagmoed vir so iets. Kom ons beweeg nou aan na afdeling B, om te sien presies hoe hulle dit oorleef het. Ons gaan inzoom op die woestyn se absolute ster, die onbesonge held en biologiese oorlewingsmasjien, die kameel. Kyk net na hierdie epiese skaal by vraag 6. 1000 kamele wat saam as een reuse karavaan oor die duine marseer. Kan nie daardie prentjie in jou geesteshoog sien? Hierdie diere en hul drywers het 'n ontsettende reis van 2400 km aangepak wat hulle uitmergelende 3 maande geneem het om te voltooi. 3 volle maande in die sand? Glo my vry, dit was geen vakansie nie. Vraag 7, spel die 4 mees dodelike gevare uit. Dit was nie net brandend warm bedags nie, maar verraderlik en ysig koud in die nag. Dan praat ons nie eers van skielike, erge sandstorms wat jou sig heeltemal kon steel nie. Jy kon ook verskriklik maklik verdwaal, want, wel, daar's nie paaie in die woestyn nie. En dan hang daar altyd daardie knanende vrees oor almal. Sien nou ons kos en water raak finaal op. En dis presies hier waar vraag 8 so fascinerend is, wat wys hoe perfek die natuur gewerk het. Ons noem kamele mos die skepe van die woestyn, en hier is hoekom. Hulle kan 'n volle 10 dae sonder 'n druppel water oorleef. Hulle kan tot 200 liter water op een slag drink en dit briljant as vet in hul boggel stoor. Hulle het hierdie massiewe, dik pote sodat hulle nie in die sand wegsak of op daardie 80 grade sand brand nie. Hul wimpers is lank en hul neusgate kan letterlik toeklap om sand uit te hou. Hul dik pels isoleer hulle teen hitte en koue. En asof dit nie genoeg is nie, kan hulle vreeslik swaar vragte dra. Dis waarlik die perfekte masjien. Maar soos vraag 9 ons herinner, was daar in desperate tye 'n paar baie harde realiteite.
Kamele het dikwels die verskil gemaak tussen uithonger of oorleef. Die karavaandrywers kon die ryk kameelmelk drink om aan die gang te bly. En wanneer die woestyn absoluut geen genade getoon het nie, moes 'n kameel soms as 'n laaste desperate uitweg geslag word sodat die res van die groep kos kon kry om te oorleef. Nou skakel ons 'n bietjie ratte na afdeling C, handelsgoedere en rykdom. Sit net vir 'n oomblik agteroor en dink aan die ondenkbare rykdom en glinsterende skatte wat hierdie verskriklike reis deur die sand op die ou end die moeite werd gemaak het. Met vraag 10 sien ons duidelik dat die ryk van Mali beslis nie afgesny was van die res van die wêreld nie. Hul handelsvenote was reg oor die plek. Dit het gestrek deur Noord-Afrika, ver in Europa in, reg deur die Midde-Ooste en uiteindelik het hierdie massiewe handelsketting tot by Indië en die Verre Ooste gereik. Dit was 'n magtige deel van 'n antieke globale ekonomie. Hierdie by vraag 11 het ons 'n superbelangrike opsomming. Graad 7's spits julle ore en leer hierdie tabel uit julle koppe, want dis 'n gewaarborgde puntewenner in die eksamen. Kyk na wat Mali ingevoer het. Hulle wou pragtige matte, swaarde en glas uit Persië hê, kosbare speserye en sy uit die ooste en keramiek uit Europa. En wat het Mali in ruil daarvoor uitgevoer? Die heel beste Afrika skatte: goud, lewensreddende sout, slawe, ivoor, kolanote en koper. Dit bring ons by hierdie lieflike vergelyking in vrae 12 en 13. Stel jou 'n wêreld voor waar gewone kombuissout letterlik sy goud werd is. Mal, né? Aan die linkerkant het ons goud, natuurlik uiters skaars en waardevol, en Mali beheer sommer 3 groot myne daarvan. Maar aan die regterkant is sout. Waarom sou dit so waardevol wees? Want dit was lewensbelangrik. As jy so baie in daardie woestyne te swet en jy vervang nie jou sout nie, sterf jy. Plus, sonder die yskaste was sout die enigste manier om jou vleis en kos langer in daardie warm klimaat te preserveer. Sout was lewe. Reg, kom ons beweeg aan na afdeling D, die verspreiding van Islam. Ons is altyd so geneig om net te dink aan tasbare goed soos goud en sout wat op daardie kamele gepak was. Maar ons moet onthou dat onsigbare dinge soos geloof, idees en kultuur net so maklik en kragtig saam met daardie selfde handelaars oor die woestyn getrek het. Vrae 14 en 15 gee vir ons die kernfeite van die islamitiese geloof wat Wes-Afrika so binnegekom het. Hierdie godsdiens is deur die profeet Mohammed begin, sy volgelinge word moslims genoem en hulle aanbid een God wat hulle Allah noem. Hulle heilige boek is die Koran wat destyds in Arabies geskryf is en bestudeer is. By vraag 16 sien ons 2 baie spesifieke pligte binne Islam wat die mense se daaglikse lewens verander het. Eerstens is daar Salah, wat die plig is om 5 keer per dag te bid, altyd gerig na die heilige stad Mekka. En tweedens is daar Zakat, 'n pragtige stelsel van barmhartigheid waar elkeen die plig het om 'n vaste deel van hul rykdom aan armes en behoeftiges te gee. Nou vraag 17 is regtig insiggewend. Hoekom sou spesifiek die Wes-Afrikaanse handelaars besluit om skielik oor te skakel en hierdie nuwe godsdiens aan te neem? Wel, buite geestelike redes het dit ook sommer net uitstekende ekonomiese sin gemaak. Omdat die handelsvenote in Noord-Afrika reeds moslem was, het dit dadelik 'n band van vertroue geskep as jy ook moslem was. En daardie vertroue het tot baie beter handelspryse gelei. Boonop het hierdie nuwe geloof vir hulle die wonderlike kans gebied om te leer lees en skryf in Arabies. Ons kan nie oor Mali praat sonder om ewe stil te staan by vraag 18 nie, die briljante leierskap van koning Mansa Musa. Hy was waarskynlik die heel rykste man wat nog ooit geleef het. As leier van Mali het hy Islam die amptelike staatsgodsdiens gemaak, maar kyk hoe slim is hy. Hy het nie sy mense forceer nie. Hy het almal ten volle toegelaat om hul eie antieke tradisionele gelowe in absolute vrede te bly beoefen. So 'n verdraagsame benadering het verseker dat sy ryk vreedsaam en ongekend ryk gebly het. En dit bring ons by ons 5de en laaste deel van ons verkenningstog vandag, afdeling E. Ons skuif nou die soeklig vanaf wat daar buite in die geskiedenis gebeur het, na die opwindende speurwerk aan ons kant. Hoe op die aarde weet ons regtig wat honderde of duisende jare gelede in die hartjie van 'n woestyn gebeur het? Wel, om so 'n geskiedkundige speurder te wees, moet jy vraag 19 se definisie regtig mooi snap. Dis absoluut die hartklop van geskiedenis as 'n vak. Wat is 'n bron? Dis bloot enige brokkie inligting oor die verlede wat van een generasie na die volgende oorgedra word. Deur na daardie stukkies inligting te kyk, kan ons vandag leer presies hoe mense geloop, gepraat, gebid en geleef het. Ten slotte pak vraag 20 die 4 kategorieë baie mooi uit. Eerstens is daar materiële bronne.
Dit is jou fisiese artefakte soos ou potte, munte of wapens wat argeoloë opgrawe. Dan het ons geskrewe bronne, enigiets soos ou boeke en briewe wat bewaar is. Derdens kry ons visuele bronne, byvoorbeeld antieke kaarte of tekeninge wat ons wys hoe hulle die wêreld gesien het. En natuurlik mondelinge bronne, daardie pragtige stories en volksliedjies wat om die vure van een geslag na 'n ander aangegee is. Sjoe, as 'n mens nou mooi daaroor nadink, wil ek jou met hierdie fascinerende vraag los. As die historiese van 2000 jaar in die toekoms eendag deur ons grond grawe, watter spesifieke artefakte gaan hulle uithaal om vandag se storie oor ons te vertel? Gaan dink 'n bietjie daaroor. Leer baie hard en baie sterkte met julle eksamen. Julle gaan uitstekend doen.